Vriende, goeiemôre. Dis donderdag die 22ste Julie en ons is by Koffiekuier 483. Vanoggend gesels ons oor die gedeelte van die 12 artikels waar ons sê dat ons glo in Jesus wat gelei het. Nou, sedert Maart verlede jaar het ons in Suid-Afrika intens bewus geraak van die broosheid van die lewe. En nie net in Suid-Afrika nie, eintlik wêreldwyd, want aanvanklik het die wêreld amper tot stilstand gekom. Gaandeweg het ons weer begin lewens optel en begin om gewoon te raak aan COVID-19. Teen Desember het ons amper gedink dat die ergste verby is en dat die lewe weer normaal kan raak. Maar toe kom die tweede golf van COVID in ons land en nou is ons al in die derde golf en sit boonop nog met die stikkend en die seer van die tragiese gebeure verlede week in KwaZulu-Natal en Gauteng. Dalk het julle die gebed gesien wat op sosiale media versprei is waar iemand sê, Here, ons trane lê vlak, die skrik bly in ons keel vassit. Gister se hartseer is nog nie klaar nie en dan kom die volgende slegte nuus. Ons woorde is op, ons troostwoorde is dom, want ons weet nie meer nie. Die punt is, vriende, ons kry swaar. Maar dan kan ons ook vanoggend bely dat ons glo dat ons Here Jesus ook gelei het. Lydenstyd, wat ons nou al 'n tydjie gelede in ons kerkjaar verby is die tyd waar ons op 'n besondere manier nadink oor Jesus se lyding, sy sterwe en wat dit vir ons beteken het. En vir volgende 2-3 dae gaan ons 'n bietjie by hierdie tema stil staan. Vanoggend die vraag, wat beteken dit vir jou dat Jesus gelei het? Wat beteken Jesus se lyding vir die wêreld, vir ander mense? Nou, jy sal sien dat ek vanmôre sommer net vir jou 'n bietjie beeldmateriaal wys, so afwisselend van uit die fliek The Passion of the Christ en dan natuurlik ook van het nuusgebeure van verlede week. En terwyl ons so daarna kyk en sommer daaroor nadink oor ons eie swaarte, ons eie lyding, dan kan ons ook lees wat die profeet Jesaja alreeds voorspel het oor Jesus se lyding. In Jesaja 53 vers 3-6 lees ons die volgende woorde: Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, sê Jesaja, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Nou vriende, dis bekende woorde en hierdie teks word op verskeie plekke in die Nuwe Testament ook gebruik om Jesus se lyding te beskryf. Jesus se swaar kry, dit wat hy deurgegaan het, deurgemaak het vir my en vir jou. So ek wil vanoggend vir jou uitnooi om sommer so 'n bietjie na te dink oor die feit dat Jesus so gelei het. Dalk het jy destyds die fliek The Passion of the Christ gesien. Hoe laat dit jou voel as jy weet dat Jesus so swaar gekry het om vir ons verlossing te bewerk? Hoe laat dit jou voel om te dink, dis die pad wat hy moes stap, om dit vir ons moontlik te maak om in die regte verhouding met God te leef? En dan aan die ander kant toe ook, hoe laat dit jou voel as jy weet dat die Here Jesus ook altyd by jou is? In jou oomblikke en tye van intense lyding en swaar kry, in die oomblikke wat jy voel jy kan nie meer nie, om te weet, hy ken dit. Hy's daar. Hy's by jou. En daar kan ons nog so 'n bietjie dieper dink sommer vandag en vra, hoe kan ek en jy ander mense help om te verstaan dat Jesus ook in hulle lyding by hulle is? Hoe maak ek en jy God se liefde by hulle sigbaar, ook in die tye wat die lewe vir hulle spreekwoordelik nag is? Dink 'n bietjie vandag daaroor na, raak stil voor die Here, en kom ons bid nou saam. Here Jesus, dankie dat U presies weet wat vir ons swaar is in hierdie lewe, en wat die dinge is waaroor ons intens bekommerd is. Dankie dat ons kan bely dat U ons ook in daardie oomblikke dra, omdat U self hierdie lydingspad op aarde gestap het. Vul ons dan vandag met U troos en U vrede, en inspireer ons, Here, deur U Gees, om ook ander te help in hulle tye van swaar kry. Dit bid ons, Here Jesus, in U wat gelei het, se naam. Amen.
Vriende, vandag se huiswerk is om 'n lysie te maak van mense wat swaar kry, of dalk sake waaroor jy baie bekommerd is. Skryf die onderskeie goed sommer op papiertjies, verskillende papiertjies, en gooi dit in 'n bottel of 'n fles of 'n potjie, en laat elkeen in die gesin of in jou huis dan elke oggend een van daardie papiertjies trek, om spesifiek vir daai saak of daardie persoon te bid. En gesels so 'n bietjie daaroor ook met mekaar. En as jy dit meer simbolies en baie prakties wil wees, kan jy 'n skinkbord of iets vat, 'n lekker plat ding, en 'n bietjie meel of sand onderin strooi. Dan maak jy dit lekker gelyk en skryf met jou vinger neer wat dit is wat op die oomblik vir jou die lewe regtig swaar maak. Dalk is dit coronavirus. Dalk is dit die dood van 'n geliefde. Skryf dit neer in daardie meel of sand. En dan raak jy stil en bid en vra dat die Here Jesus jou sal raak sien, dat hy daardie aspek van jou lewe sal aanraak. En as jy klaar gebid het, vee dan weer die meel of die sand gelyk en teken 'n hart in die middel daarvan, as 'n teken daarvan dat Jesus jou liefhet en jou vrymaak. Ek en jy kan saam met die kerk van al die eeue bely dat ons glo in Jesus Christus wat gelei het. En daarom, vriende, kan ons ook anders dink oor ons eie lyding, ons eie swaar kry en weet, God is by ons. Nou ja, môre gesels ons oor die feit dat Jesus gesterf het, en ons lees uit Handelinge 2 vers 22 en verder, en ek gaan dalk sommer saam met jou ontbyt eet môreoggend, maar so 'n bietjie 'n ander soortige ontbyt, maar dit sommer vir môre. Ek hoop jy het 'n mooi dag verder, en ek hoop dat dit vir jou goed is om te kan dink, dat Jesus gelei het, en ook jou swaar kry en lyding verstaan. Geniet jou koffie, en mooi loop, ons sien mekaar môre weer.